Goeiedag luisteraars. Ek is Willie Sondersen en ek groet u hier weer eens op die senders van Joy Gospel Radio. Ek nooi u om saam met my te kuier vir die volgende halfuur so op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, vandag wil ek met u gesels oor die onderwerp God verander jou donker nag van duisternis na 'n oorwinning. Nou die Engels sê dit vir my so mooi in Psalm 30 vers 5. Hy sê die Engels verklaar dit so. Hy sê weeping may come in may endure for a night. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. In Openbaring 3 vers 20 skryf Johannes, hy sê ek staan by die deur en ek klop. Dit is die Here wat daar praat. Ek staan by die deur en ek klop. En Johannes skryf dit ook verder. Hy sê as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom en ek sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Toe ek 'n jong seun was van 9 jaar, het my vader, wat 'n alkoholist was, kragtadig tot bekering gekom. En ons het die verandering in ons huis gesien, ons as kinders, my moeder en ons as die siblings. Ek kan onthou dat ons het hoeveel keer gevlug van die huis af weg, want my vader het aggressief geraak wanneer hy onder die invloed van drank was. Daar was 'n vrees in ons harte as hy by die huis gekom het. Ons huis was deur Satan omskep in 'n huis van geweld, vrees en argumente. Ek was maar 'n seentjie van 5 jaar oud. Toe sit ek eendag op die trappie van ons huis, daar in Ruiten, in die verte. Nou, waar ek gesit het, kon ek die treinspoor sien, wat van Pretoria af deur Ruitenstasie ry, op pad dan na Cullinan toe, na die myndorpie, waar die Cullinan diamant dan gevind ook was. Soos u dalk weet, pryk hierdie diamant nou in die kroon van koningin Elisabeth van Engeland, wat nou oorlede is, nou seker maar King Charles. Nou wanneer my vader van Pretoria afkom, van die werk af met die trein, wat die werkers huis toe bring, dan moet hy oor daardie treinspoor loop op pad huis toe. Ek het altyd op daardie trappies gaan sit by ons huis, in die agterkant van ons huis, en tussen die bome deur kon ek my vader sien slingerend oor die treinspoor sukkel. Toe ek kom eendag weer so onder die deur die bome sien aankom, daar oor die treinspoor al sukkelende, het ek vir my moeder gesê, Mami, kan ons nie vir ons 'n ander pappie gaan koop nie, want ons is bang vir hom. Hierdie pappie maak lelik met ons en hy is altyd met ons en hy is lelik met ons en hy slaan ons. Ons is bang vir hom. Nou vriende, as ek wat maar 'n 5-jarige seentjie was, kon sien dat wanneer my vader onder die invloed van drank was en het ek alreeds 'n besefing gehad van die skade wat drank aan mense en aan huise gedoen het. Vriende, ons as ouers wat vasgevang is in een of ander verslawing, is nie bewus van die spoor van verwoesting, hartseer en littekens wat dit in ons huise en in die kindergemoedere van jou kinders agtergelaat het nie. Ek het baie keer gedink, Mami, hoekom is ander pappies dan anderster? Hoekom is ons pappie nou so? Ek hoor nou die dag van 'n klein seentjie waar hy vir sy ouma vra, toe hy van die skool afkom, ouma, is my mamma weer dronk? Nou,
die ma drink geweldig. En om vir die kind, vir die ouma te vra, ouma, is my mamma alweer dronk? 'n jong seun. Jesus sê die dief het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Vriende, hy steel jou vryheid. Hy steel jou geluk. Hy steel jou selfbeeld. Hy verwoes jou karakter. Hy verwoes jou kinders. Hy verwoes huise. Hy ontbloot jou karakter aan die wêreld. Kyk na die volgorde, hoe die Satan se modus operandi werk. Hy steel eers, dan slag hy, en dan slaan hy, toe soos die Engelse sê, for the kill, then he go for the kill. Vriende, dan gee hy jou die doodskoot. Hy mors met jou. Hy verwoes jou. Nie net jou lewe nie, maar ook jou gesondheid. Hy laat 'n spoor van verwoesting agter. Daardie onskuldige ou drankie wat jy so in die aande drink of aan die tafel drink, en sommige ouers laat toe dat hulle kinders ook maar 'n onskullige ou wyntjie neem. Dis hier aan die tafel. Dit maak nis, ons is mos hier. Hier aan tafel praat jy daaroor, dan sê hulle, hy moet gewoond word raak daaraan. Dan sal hulle nie vergryp as hulle later ouer word nie. Kan ek vir u iets vertel, vriende? Dan sal hulle nie vergryp nie. Dis die alibi wat hulle praat. Dit is 'n leuen van die duiwel af, vriende. Hulle het een dag 'n meisiekind op die straat gekry, langs die pad lê, onder die invloed van drank. By nadere ondersoek vind hulle dat sy kom uit een van die vooraanstaande huise uit. Sy was 'n volslae alkoholist. En waar het dit begin? By haar ouers huis. Sy het dit later self erken. In haar ouers huis aan tafel. Dit was haar eie persoonlike getuienis. Nadat sy seker tot bekering gekom het. Nou vriende, dit lyk so onskuldig. Maar soos die Bybel sê, en so Salomo dit reg beskryf in Spreuke 23 vers 31. Hy sê, kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans nie gee as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly. Nie op die end byt dit soos 'n slang en spieg gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. Vriende, dit is skokkend om te dink dat Christene, verteenwoordigers van die hemel, ambassadeurs, gebruik sterk drank en sien nie iets fout daarmee nie. Ag, dit is maar net 'n ou biertjie hier aan die tafel. Ek het nou die dag gehoor van 'n bekende pastoor, waar mense hom in 'n restaurant gesien sit het met 'n glasie bier. Die moslems drink nie en hulle rook nie. Ek praat eendag met 'n moslem en hy vertel my wat alles gaan gebeur na hierdie lewe volgens hulle vertolking van die Koran. Hy vertel dat na hulle op een of ander wyse afgesterwe het, dan gaan hulle na hierdie paradys en daar gaan hulle op goue beddens lê met maagde, wat 70 maagde, wat hulle gaan bedien, en hulle gaan hulle bier drink, en soveel as wat hulle, toe ek kon vra, hoekom drink julle nie? Toe sê hy, nee, hulle gaan daar drink. Hulle gaan bier drink, soveel as wat hulle wil, en as hulle lus het vir 'n appel, hy sê dan gaan die heerlikste appel so uit die lug na hulle toe kom, hulle aangesweef kom. Die ironie van die verhaal is dat hier drank hulle nie, hier drink hulle nie op aarde nie, maar daar gaan hulle hulself versuip, verdrink aan die drank. Ek hoop net daar is genoeg drank in hulle stoorkamers gaan wees. Verskoon, ek wil nie praat oor drank nie, maar uit my hart wil ek
u my situasie verduidelik en die verwoestende impak wat drank op 'n klein gemoed gehad het, toe ek 'n ou seentjie van 5 jaar oud was. Mami, kan ons nie vir ons 'n ander pappie gaan koop nie. Vandag wil ek God dankie sê, dat dit nie nodig was om 'n ander pappie te gaan koop nie. Want toe ek 9 jaar oud was, toe red die Here, my Vader, kragdadig. Die kruis het vir ons losmaking gebring. Die kruis, die bloed van Jesus, het op die horison verskyn en ons nag het in 'n dag verander. En in een kerkdienste, 'n verlossing, het die Here op hom bewerk, hom verlos van die rook, verlos van die drank. Ek wil u sê, God maak kragdadig, vriende, hom 'n prediker, om te dink God kan die straatvrou verander na 'n edele moeder. Daardie ou boemelaar verander God na 'n edel prediker, 'n sielewenner vir Jesus. God verander jou duisternis na ewige lig. Paulus skryf, voorheen was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Nadat my vader tot bekering gekom het, kon ons nie glo dat soveel vrede na ons huis gekom het nie. Daardie huis op die hoek van die straat van Storms het die Here omskep in 'n huis van vrede. Halleluja. Ons was nie meer bang vir my pa nie. Om hom nugter te sien was die wonderlikste ding wat met ons kon gebeur het. My pa was so radikaal vir die Here en wou net vir almal getuig dat almal tot bekering moet kom. Nou, ek het nie veel geweet van die evangelie nie, ek het eintlik niks geweet nie, want ek was maar 9 jaar oud toe ons die eerste keer in 'n kerk gekom het. Ek het ook later rebels geraak en wou ook voel hoe dit voel in die wêreld op 'n dag, hoe dit voel om dronk te wees en sigarette te kan rook ook. Ek wou ek dit ook ervaar. Op 'n dag vra my pa my, Willem, wanneer gee jy jou hart en lewe oor aan Jesus? Soos ek gesê het, het ek nie veel geweet van die evangelie nie, maar ek het iewers gehoor dat die Here moet jou trek. En ek sê, gou was my antwoord vir my pa, ek kan nie kom by myself bekeer nie, as die Here my nie trek nie. Nou vriende, dit was die grootste leuen van die duiwel, en ek het dit gebruik om my saak, waarom ek nie tot bekering wou kom nie, te verdedig, want ek het nie belang gestel nie, ek het glad nie in die kerk belang gestel, ek was nie meer lus om kerk toe te gaan nie. Nou vriende, God trek jou elke oomblik, soos die Bybel sê, met koorde van liefde. God doen alles in sy vermoë om almal te trek, want hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. Johannes 6 vers 44 sê Jesus, niemand kan na my toe kom as die Vader wat hom gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Halleluja. Ek wil graag hierdie skrif probeer verduidelik, vriende. As die alles wat God in sy vermoë gedoen het om mense tot bekering te bring, nie werk nie, en die mens sy stem bly verwerp, dan staan God eintlik magteloos. As jy bly God se trek verwerp, dan kan hy jou nie trek nie. Ons het 'n wil van onsself. God het in ons 'n wil geplant en ek kan besluit oor my eie lewe maak. Die Bybel sê niemand kan na my toe kom. Dit is Jesus. As jy die Vader se koorde van liefde, sy metodes om jou te oortuig, om hom aan te neem en jy bly dit verwerp,
dan kan hy jou nie trek nie. Na Jesus toe nie. Vriende, hy doen dit omdat hy jou wil red. Die Bybel sê, dit is goed en aangenaam voor God, wat wil hê al die mense moet tot bekering kom. Dis sy liefde teenoor ons. Met ander woorde, vriende, God het alles probeer en dit het nie geslaag nie. Deur jou houding van sy genade te bly verwerp, verklaar jy dat jy nie in Jesus glo nie, en daarom bly jy dan buite sy belofte en buite sy aanbod om hom aan te neem. O vriende, dis so wonderlik sy liefde. Hy steek sy arms uit en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek hoop van harte dat u my verduideliking verstaan. Nou vriende, dit was dan my verweer, waarom ek nie tot bekering kon kom nie, want ek het die Here se koorde van liefde gebly verwerp. Ek wil graag terugkom na die skrifgedeelte in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Paulus skryf in 1 Timoteus 2 vers 3 wat ek net nou aangehaal het, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat nie wil hê dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom. 2 Petrus 3 vers 9 skryf Petrus oor God se gedagte, dan God se gedagte, dan niemand moet verlore gaan nie. Dis God se gedagte, dis sy begeerte, dis sy verlange. Hy sê die angs wat ek het vir julle. As hy skryf, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, dis Petrus nou. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ons hoor daagliks oor die lippe van menige predikers dat Jesus gaan enige oomblik verskyn. Ons hoor van die tyd wat naby is. Wanneer Christene by mekaar kom, dan hoor jy, die koms van Jesus is nou naby. En ons aanvaar dit, dat die tekens is alles daar. As ek hierdie skrif van Petrus lees, dan kan 'n mens verstaan waarom dit nog nie gebeur het nie. Want God se lankmoedigheid en wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Die Here soek om te red die wat verlore gaan. Die Here sien hoe jy besig is om in die rigting van die afgrond te stap. Die hel is daar vir jou. Hy roep jou en hy gooi sy koorde van liefde vir jou uit om jou te red van die afgrond. Dis Jesus wat dit vir ons kom gedoen het. Hy soek om te red die wat verlore gaan. Sy stem is steeds duidelik en helder. Gee my jou hart. Vriende, weet u dat Jesus sê in Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. God het nooit die hel geskep vir die mens nie, maar vir die duiwel en vir Satan en sy engele. Iemand het nou die aand gesê dat as Satan jou vertel van jou verlede, vertel hom van sy toekoms. Die hel wag vir hom en hoe jammer is dit dat mense nie die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het, wou aanneem nie. Met soveel liefde staan Jesus by die deur van jou hart en hy klop. God klop op verskillende wyse. Daar was 'n tyd dat ek God beskuldig het dat hy die ongeluk waarin ek die ontploffing waarin ek was, het God my betrokke was en deur God se genade oorleef het. Vriende, dat God dit oor my toegelaat het. Ek het die Here kwalijk geneem, ek het gedink dis die Here. Maar dis my stubbornness, my hardnekkigheid. Vriende, ek wil dit baie duidelik stel, dat God het ons so, en ek wil dit weer 'n keer sê, so lief,
gehad dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kan beerwe. Vriende, ons gaan nie vir ewig in hierdie lewe bly nie. Hierdie aarde is vir die menslike spesies wat God geskaap het, maar net 'n proses om aan ons bekwaam te maak vir daardie ewige lewe in die koninkryk van God. Ons is in the dressing room hier op aarde. Ons moet ons gereed maak. Ons word in 'n wêreld van sonde gebore. Na mate ons opgroei en begin die sonde ons aankleef. Reg in Genesis vermaan die Here ons, as hy sê vir Kain, die sonde lê en loer, en dit is vir jou om daaroor te waak. Ons moet nooit vergeet dat ons te doen het met 'n vyand teen die menslike spesies. Satan het steeds die gedagte dat hy deur soveel mense aan sy kante kan kry, hy God se regering gaan oorneem. Dis tragies om te sien hoe dat bekende VIP mense die Bybel opskeer en met groot glimlagte, hulle so verheug daarin, maar hulle weet nie, Satan het nie 'n kompromie met hulle aan nie, hy gaan hulle vernietig. Vriende, om tot binne in die kerk is dit vandag so. Met die oujaarsaand stuur pastoor Roy Strauss, stuur hy en hy vra op Facebook of daar nie iemand is wat hulle harte vir Jesus wil gee voor die jaar, dit was nou in 2015, is nie. Hy moedig siele aan om hom te skakel as daar iemand is wat sy lewe vir Jesus wil gee. En hy sal met groot graagte daardie persoon na die Here toe wil lei. Hoor die antwoord wat een van die Facebook gebruikers op pastoor Roy Strauss se oproep gemaak het. Ek het klaar my lewe en siel vir 'n beter doel gegee. Satanisme en alles wat Lucifer kan bied is vir my bewys van 'n lewende God. En ek beywer my net vir die lewe in die hel met Satan en sy komitee. Geniet 2015 Boeta. Groete aan jou en jou familie. Spreuke 12 vers 32 sê die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. Ted Turner, een van die rykste mense in Amerika, het in 'n boek geskryf dat hy sien uit om hel toe te gaan en in die hel te brand. Vriende, ons gaan almal eendag voor die wit troon oordeel moet staan. Dit maak nie saak aan watter geloof jy behoort, watter rasse, vriende, waaraan jy behoort nie. Dit maak nie saak of jy 'n moslim of 'n boeddhist of selfs 'n Satan aanbidder is nie. Maar ons gaan almal voor die wit troon oordeel staan. Ons gaan ons knieë moet buig voor hom, vriende. As daardie man wat daardie Facebook opmerking aan pastoor Strauss gemaak het, as hy hom nie gaan bekeer nie, gaan ons hom ook daar sien staan. Ons sal ook hoor hoe hy roep uit die vlamme van die hel uit, vriende. Openbaring 20 vers 12 verklaar, en ek het die dode voor God sien staan, en die boeke is geopen. Let op dat almal wat het gestaan, vriende, niemand het gekniel nie. Almal het met ander woorde, die tyd om te kniel voor die boedelingsbank, die tyd om te pleit vir genade, as die oproep in die dienste in die kerke uitgebring word. Die Bybel sê klein en groot het voor God gestaan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, en die dode is geoordeel wat nou in die boeke geskrywe is. Dierbare vriende, ons is in die skrywer van ons eie boekie. God kan die donker lewe verander in lig, jou nag in 'n dag. Jou dade gaan nageslaan word. Alles wat jy gedoen het, is opgeskrywe. Ek het vir die Here gevra,
nadat ek ondervinding gehad het, terwyl my liggaam gebrand het in die ontploffing wat ek 56 jaar terug in was, het ek my eie lewe voor my sien afspeel. 1 Korintiërs 2 vers 11 sê die skrif, hy sê, wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Wie van die mens weet, vriende, dat jy skryf jou eie boekie, jy's besig om te skrywe. Die Bybel sê in Psalm 20 vers 27 sê die Bybel, hy sê hierdie woorde, dat hy sê die gees van die mens is 'n lamp van die Here en daarmee deursoek hy die kamers van jou hart. Vriende, my lewe was verwoes gewees. My liggaam was in mekaar geruk gewees deur hierdie ontploffing. Ek het gebrand 90 tot 95%. Ek kom die pad langs. Ek het in die wêreld 'n draai gaan maak, maar dank God vir daardie dag wat ek my lewe aan Jesus kon gegee het. Hierdie ou lewe van jolijt en van dronkenskap, en dat ek meer as een môre nie geweet het presies in wie se bed lê ek nie, waar is ek, so dronk was ek, maar hoe daar was 'n God in die hemel, die oomblik toe kom aanneem, is my donkerte verander. O, vriende, die lig het deurgebreek, prys die naam, dat die trane mag vir die nag wees, maar joy cometh in the morning. Daai dag toe ek my hart vir Jesus gee, o, het ek opgespring van blydskap. Ek het die Here geloof, hy het my nag verander, hy het ons sondes in sy nag verander in 'n blydskap, in 'n joy, unspeakable and full of glory. Ek wil vanaand vir u sê, vandag vir u sê, liewe vriende, hoor hierdie woorde. Ek kom daai pad langs, ek weet wat ek van praat, en ek wil vir jou sê, meneer, mevrou, as u dink dat daai drank gaan jou kind 'n gewoonte leer, dis die grootste gevaar. Moenie dit toelaat nie. Sy lewe word 'n duisternis, word 'n donkerheid, en Jesus kan kom en daardie nag kan hy verander. Weeping might come through the night, but joy cometh in the morning. Wil jy nie vandag besluit en sê, meneer, Willie Sanderson, ek wil hê dat jy vir my moet bid, vra my nommer oor, en jy kan my skakel, ek wil vir Jesus 'n siel wen vir Jesus. Die tyd is naby, ons gaan voor die troon van God moet staan, ons moet antwoording doen. Wees vanaand, luister na hierdie woorde, gee jou lewe nou voordat dit te laat is, vriende, voordat dit te laat is. Ek moet afsluit, die tyd is verstreke. Mag die Here u seën. Laat net volgende week sien ons weer, hoor ons weer van, in Jesus naam. Willie Sanderson groet, tot volgende week. Amen.